Hallo my liewe vriende, my boeties en sissies in Jesus Christus. Kom ons gaan vandag aan met die deel 2 van wat ek vir julle beloof het om verder te behandel. Ek het gestop by vers 24 en ek wil graag van daar af weer aangaan, dat ons net kan opvang, dat julle net weer die draad van die storie kry. Daarna, dit is 1 Korintiërs 15 vers 24. En sal nou onthou dat dit is wanneer Jesus afkom aarde toe en hy kom ons sy bruid haal, né? Daarna kom die einde. Dit is met die 7 jaar verdrukking. Daarna kom die einde, wanneer hy, Jesus, die koninkryk aan God die Vader oorgee. As hy alle heerskappy, dit is hy Jesus, en alle gesag en mag vernietig het. Ons moet onthou, ons praat van die wegraping, daarna word die antichrist en die valse profeet openbaar, en hulle gaan vir 7 jaar op die aarde wees, saam met hulle maatjie die duiwel. En hulle gaan kom lekker droog maak hier, soos wat hulle lekker kry. En dan aan die einde van die 7 jaar verdrukking, kom Jesus met die wederkoms. Dit is wanneer hy kom op die wit perd, en in sy mond is die swaard, wat die woord verteenwoordig, né? Dan kom Jesus nie as die lam nie, maar as die leeu. Goed, dan gaan hy kom, om te vernietig, alle heerskappy en alle gesag en mag, gaan hy kom vernietig, want hy, Jesus, moet as koning heers. Dis die 1000 jaar vrede, né? Gaan hy as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Nou sal ons mooi gaan kyk in Openbaring, waar daar baie duidelik vir ons uiteengesit. Die antichrist, die valse profeet, gaan in die put, die eindelose put gegooi word. Die duiwel gaan in kettinge toegesluit word. So hy gaan niks kan doen in daai 1000 jaar nie. Dan lees ons daar so dat hy aan die einde van die 1000 jaar vrygelaat word vir 'n kort rukkie, en dan weer gevange gaan geneem word, en dit is wanneer Jesus hom gaan uitsort. Goed. Dan gaan hy saam met sy ander 2 maatjies in die eindelose put van verderf wees. Dan is hulle nou 3 dae saam, en dan al die ander mense wat met die wit troon oordeel ook veroordeel sal word. Want hy moet as koning heers, tot hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Nou moet ons onthou, ons lees van ons stryd is nie vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste en owerhede wat in die lig is. Die hele lig gaan gesuiwer word. Jesus gaan met ander woorde die hele tweede hemel gaan hy suiwer deur hierdie 1000 jaar se vrederyk, en wanneer hy kom heers as koning op die aarde. So hy kom die hele lig suiwer. Die doderyk gaan veroordeel word. Die dood gaan veroordeel word, want onthou, die dood is op die aarde. En wanneer daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde ontstaan, kan daar nie meer 'n dood wees nie, want daar gaan geen dood op die nuwe aarde wees nie. Dit is alles wat ons suiwerheid is. Op die aarde gaan Jesus kom skoonmaak, kom suiwer. Want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder het, alles is wat alles aan hom onderwerp is. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het. Dit is God die Vader, né? Sodat God alles in almal kan wees. Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop? As die dode geheel en al
nie opgewek word nie. Goed, hier bedoel hy, veronderstel Christus was nie opgewek uit die dode nie. En ons laat ons nog steeds doop in die naam van Jesus en Vader en Seun. Dan sal dit mos tot geen nut wees nie. Hier word net weer verduidelik, weer bevestig dat Jesus opgewek is, dat hy lewe. Waarom laat hulle tog vir die dode doop? Waarom is ons ook elke uur in gevaar? Dit is net 'n voorstelling vir as Jesus nie opgewek is nie, nê? Ek sterf dag vir dag, broeders. So waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here. As ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Hy probeer sê, as die dode nie opgewek is, as Jesus nie opgewek is nie, waarom al hierdie verdrukking wat ons lei tot eer van sy naam, as daar dan nie 'n Jesus was nie? Wat is die doel dan van alles? Want as ons sterf, dan sterf ons vir altyd en ons word nie lewendig weer nie. Dan sê hy so vir die mense wat nie daarin glo nie, hy sê, moenie dwaal nie. So duidelik sê hy, moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Moenie dwaal nie. Wees nugter op die regte manier. Hy praat nie hier van alkohol nie, hy praat van mense wat hulle self, hulle denke beperk en mense wat nie glo aan lewe na die dood nie. En sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Goed, so is amper 'n verwyt. As jy dan nie glo in Jesus nie, as jy nie 'n deel gaan word van die ewige lewe in Jesus nie, dan behoort jy jou te skaam, want daar is soveel bewyse dat Jesus opgewek is, dat hy lewe en dat hy ons 'n ewige lewe gaan gee saam met hom. Maar niemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat dit sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van 'n koringkorrel saai jy. Jy saai 'n mieliepit, jy saai enigiets wat in saad, selfs die mens word in saad gevorm. Maar God gee dit 'n liggaam, soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam. As jy 'n koringkorrel saai, dan kom hy nie op as een groot koringkorrel nie. Hy kom op in 'n aar, en dit lyk soos dieselfde korrel wat jy geplant het. Want God gee aan elkeen sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voëls. En daar is hemelse liggame en aardse liggame. Maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse, anders as die heerlikheid van die son, en anders as die heerlikheid van die maan, en anders as die heerlikheid van die sterre. Want die een ster verskil in heerlikheid van 'n ander ster. Ons stop hier by vers 42. Dan vra ek julle om dit te gaan weer lees en gaan dink dit deur, gaan mediteer daaroor. Vra die Here om julle te verduidelik, om vir julle insig en openbaring te gee hieroor, want dis 'n baie diep hoofstuk, baie verborgenhede wat hier is, en ons het nodig om dit te verstaan. Dat ons kan weet waar ons is, wat ons is, en wat se God se plan met ons. Tot sover julle wees geseënd,
Ons praat weer later, totsiens.